Hartlik welkom nie elkeen weer eens vanaand by die erediens. Ek is dankbaar om te sien dat u daarom teruggekom het. So, ek dink daarom nie vanoggend toe dan te sleg gegaan nie, so ek is baie dankbaar daarvoor. Ek nou vanoggend toe ek nou sien almal sit so ver agtertoe. Ek wil net vir u sê dat ons daar by die Kweeskoot nou nie een of ander tropiese siekte nie, so jy hoef nou regtig nou nie bekommerd te wees om vorentoe te sit nie, maar ek sien almal sit daarom in hierdie blok, so dit maak dit daarom bietjie makliker. Maar hartlik welkom nie elkeen. En voordat ons die diens gaan voortsit, kom ons sit net so dan bid ons eers saam. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Amen. Ek wil elkeen dan dadelik uitnooi om die woord van die Here in hierdie aand oop te maak by Johannes hoofstuk 1. Johannes hoofstuk 1. Ons vind hier 'n kosbare gedeelte. En ons gaan hier saam lees in Johannes 1 vanaf vers 35 tot en met vers 52. Johannes hoofstuk 1, ek hou vir u voor vanaf vers 35. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disippels, en toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die twee disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê as dit vertaal word, meester, waar is u tuis? Hy sê vir hulle, kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy tuis was en die dag by hom gebly. En dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind, dit is, as dit vertaal word, die Christus, en hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona, jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek, en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Betsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus, die seun van Josef van Nasaret. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê van hom, hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waar vandaan ken u my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Jesus antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien? Jy sal groter dinge sien as dit. En hy sê vir hom, voorwaar ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. U kan net so bly sit dan bid ons saam. Ons groot almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie vir die kosbare voorreg wat ons het om weer vir 'n tweede maal hier by u huis te kan vergader. Here, as ons maar net dink aan die duisende mense wat vervolg word reg oor die wêreld, hoe mense in geheim bymekaar moet kom in klein groepies om saam te kan lees, saam Bybel te kan lees, saam te kan bid, dan besef ons, Here, dat ons eintlik 'n baie bevoorregte posisie het waarin ons vanaand kan wees, om so hier openlik met oop deure u woord te kan lees, om onderrig vanuit u woord te kan ontvang, om so in gebed ook tot u te kan nader, Here, besef ons dat dit 'n wonderlike voorreg is. En Here, ons bid sodat ons dit nooit van selfsprekend mag aanvaar nie, Here, maar dat ons altyd bewus sal wees van die voorreg wat u ons ook gun. Here, ons dink weer eens aan die mense wat nie hier kan wees vanaand nie, ons bid dat u saam met hulle sal wees, dat u hulle sal versterk. En Here, ons bid ook so vir die week wat voor lê, Here, dat u ons vooruit sal gaan, Here, dat u ons daar tegemoet sal kom en
waarvan ons dalk moeg is en nie heeltemal uitgerus het hierdie naweek nie, bid ons so, Here, dat U ons steeds genadig sal wees, Here, dat U ons in hierdie week sal kom krag gee daar waar ons dalk moedeloos raak, waar dinge dalk vir ons te veel voel, Here, want ons weet, U woord leer vir ons, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Here, U is geen mens dat U kan jok nie, en daarom weet ons dat ons U ook op U woord kan vat, met die wete dat U die een is wat krag gee. Here, U woord leer ook elders vir ons dat die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En Here, dit is ons gebed in hierdie aand, dat U ons sal kom versterk, kom oprig, ook so vir hierdie week wat voorlê. En Here, dat ons hierdie woord wat ons vanaand ook gaan hoor, dat ons dit sal gaan toepas in ons lewe. En dat ons nie maar net dit hier in die banke sal los nie. Here, ons bid dat U ons harte sal voorberei, en Here, dat U ook so die eer en die aanbidding van ons harte in hierdie oomblikke sal kry. Beweeg asseblief van sitplek tot sitplek, en laat U naam groot gemaak word. Amen. Ons teks van oordenking in hierdie aand is dan wel Johannes 1 vers 36 wat sê, en toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. Ek praat graag in hierdie middag met U onder die tema, wanneer jy Jesus vind. Wanneer jy Jesus vind. Ons leef in 'n tyd waar baie mense maklik sê, ek het Jesus gevind. Ek glo in God, ek ken die Here en ek het Jesus gevind. Maar as 'n mens na die getuienisse luister en mens kyk na die lewenswandel, dan kom 'n mens baie vinnig agter dat daar min bewyse is van 'n werklike ontmoeting met die Here Jesus. Min verandering in mense se lewens, min gehoorsaamheid, min honger na Christus. Jesus word met die mond bely, maar sy invloed in hulle lewens word baie min gesien. Die Bybel wys vir ons dat dit moontlik is om oor Jesus te praat sonder om werklik deur hom geraak te wees. Dit is moontlik om 'n geloofbelydenis te hê, maar geen sigbare vrug in die lewe nie. Dit is ook moontlik om te sê dat jy Jesus gevind het, terwyl jou lewe nie wys dat hy jou gevind het nie. Hier in Johannes 1 ontmoet ons nie net mense wat maar net oor Jesus praat nie, maar ons ontmoet hier mense wat werklik vir Jesus gevind het. Die teks wys vir ons hoe dat 'n ontmoeting met Jesus dan nou uiteindelik lyk, en hoe dat hierdie ontmoeting dan nou oorgaan in sigbare bewyse. In ons teks van oordenking vers 36 lees ons hoe dat Johannes die Doper na Jesus wys en sê, daar is die lam van God. Hierdie woorde van Johannes die Doper het 'n kettingreaksie begin op daardie oomblik. En een van hierdie mense wat dan nou direk geraak is deur hierdie kettingreaksie is Andreas, een van die disippels van Johannes. Hierdie reaksie van Andreas wys hoe 'n ware ontmoeting met die Here Jesus nie net 'n uitspraak of woorde is nie, maar hoe dit 'n lewensveranderende ervaring is. Die probleem wat ons vandag in die gesig staar, is nie soseer dat mense niks van die Here Jesus weet nie, maar dat daar baie mense is wat sê dat hulle hom gevind het, terwyl hulle lewens dit glad nie wys nie. Jesus word met die mond bely, maar die sigbare bewyse in daardie mense se lewens is so skaars soos hoendertande. Jesus word met die mond bely, maar dis maar net leefwoorde. Die skrif waarsku ons hierteen wanneer dit daar in Titus 1 vers 16 sê, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke. As ons dan hierdie in gedagte hou, kan ons vandag vir mekaar vra, wat beteken dit regtig om die Here Jesus te vind? Hoe lyk 'n ware ontmoeting met die koning van die konings? Want 'n ware ontmoeting met die Here Jesus sal jou nie dieselfde laat bly nie. Die doel van hierdie boodskap is om dan vanaand vanuit hierdie gedeelte te wys hoe 'n ware ontmoeting met die Here Jesus lyk en hoe dat dit nie net kan bly by woorde nie, maar hoe dit moet oorgaan in aksie, in sigbare bewyse.
Ons gaan dan veral fokus op Andreas en sy optrede en daar sal ons dan sien die gevolge van 'n ware ontmoeting met die Here Jesus. Mag ons elkeen ons hart oopmaak en ook so vir onsself die vraag afvra: het ek al hierdie tyd net die Here Jesus bely of het ek hom werklik gevind? Voordat ons hierdie vraag dan in ons lewens kan beantwoord, moet daar eers verstaan word dat dit ergens moet begin. En daarom sien ons dan in die eerste gedagte, wanneer jy Jesus vind, moet jy hom volg. Jy moet hom volg. Johannes 1 vers 41 sê, Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat het van Johannes gehoor en hom gevolg het. Die Johannes die doper na Jesus wys en sê, daar is die lam van God, reageer Andreas en die ander disipel nie met 'n debat of klomp vrae oor die Here Jesus nie, maar hulle gaan agter Jesus aan en volg hom. Jesus draai om en vra vir hulle, wat soek julle? Hulle antwoord, Rabbi, waar is u tuis? En Jesus sê, kom kyk. Die teks sê verder, hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis was en die dag by hom gebly. Hulle het by hom gebly. So dit is baie duidelik dat om Jesus te vind nie beteken om maar net iets nuuts te leer of iets nuuts te ontdek nie, maar dit is om hom te volg en om by hom te bly. Die woord bly hier wys op meer as net 'n eenmalige oomblik. Dit dui op gemeenskap. Dit is 'n nabyheid en 'n verbintenis wat hier beskryf word. Andreas se ontmoeting met die Here Jesus was nie maar net 'n oppervlakkige gebeurtenis nie. Dit was 'n gebeurtenis wat hy vir altyd sal onthou. Hy het tyd met die Here Jesus deurgebring daardie dag. En dit is belangrik om dit raak te sien, want Andreas het eers gevolg en by Jesus gebly voordat hy enigiets gesê of gedoen het. Charles Spurgeon sê dit so, if we have not followed Christ, we have not believed in Christ. Om Jesus te vind, beteken dis om jou hele rigting te verander. Dit is om jou persoonlike plannetjies een kant toe te skuif en hom onvoorwaardelik te volg. Om Jesus te volg beteken eerstens vir ons dat hy nie maar net deel van ons lewe is nie, maar dat hy die ene is wat ons rigting en ons lewe bepaal. Ons kan nie sê dat ons die Here Jesus wil volg, maar steeds ons eie planne wil najaag nie. Andreas het nie Jesus by sy persoonlike planne nou probeer inpas nie. O nee, hy het sy planne agtergelaat en Jesus gevolg. Om Jesus te volg vra dus dat hy die middelpunt van my en u lewe word. As u vanaand Jesus werklik wil volg, beteken dit dat u nou moet nee sê vir dinge wat u voorheen geregverdig het. Om nee te sê vir die dinge wat u voorheen maar net as niks beskou het nie. Dit beteken om sonde nie meer te verskoon nie, maar om dit te laat staan. As u Jesus wil volg, beteken dit ook dat u tyd en u prioriteite moet verander. Andreas het tyd by die Here Jesus deurgebring. Dit vra van ons om doelbewus tyd vir die Here te maak. Nie net wanneer dit rustig of wanneer dit gemaklik is nie, of wanneer die tyd vir ons geleë is nie. 'n Mens kan nie sê jy volg Jesus, maar nooit tyd in sy woord spandeer of hom in gebed soek nie. Dit werk nie so nie. Maar verder beteken dit ook dat as u Jesus wil volg, selfs wanneer dit u iets kos. Dit gaan ons iets kos en u moet dit weet. Om Jesus te volg is nie net maanskyn en rose nie. Dis nie net vir die maklike dae nie. En ek is seker jy elkeen kan getuig daarvan. Die Here Jesus het nooit vir ons gesê dit gaan maklik wees nie. Die Here Jesus het self moeilike en uitdagende omstandighede in hierdie lewe ervaar. Hoeveel te meer vir ons? Jesus self het nie gesê dit sal maklik wees nie. Lukas 9 vers 23 sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my
volg. Dis die vereiste wat daar gestel word vir iemand wat werklik die Here Jesus wil volg. Ons kan nie net Jesus wil volg wanneer dit ons pas, of ons kan nie net Jesus wil volg sonder selfverloning nie. Dit beteken dat my wil nou nie meer eerste is nie. My gemak nie meer die belangrikste is nie. En dat my lewe nou totaal en al onder die heerskappy van Christus is. Wie bepaal u keuses? Wie is werklik in beheer van u lewe? As iemand na u daaglikse besluite en u daaglikse lewenswandel kyk, u woorde, u gedagtes, u gewoontes, u prioriteite, sal hulle sien dat u werklik Jesus volg of nie. Want dit is waar mense baie vinnig agterkom, of jy ook maar net iemand is wat dit sê, maar dit nie bewys deur die lewe nie. As u werklik die Here Jesus wil volg, is u nie 'n passasier op 'n plesierboot nie. U is 'n soldaat op 'n oorlogskip met 'n doel om die Here Jesus te volg. Ons is nie maar net hier vir 'n lekker gemaklike tyd nie. Ons moet werklik die Here Jesus volg en daardie besluit neem. Maar verder wys hierdie teks ook vir ons dat 'n mens wat die Here Jesus volg, kan nie net by hom alleen bly nie. Dit kan nie net by ons alleen bly nie. Daarom sien ons ook die volgende: wanneer jy Jesus vind, moet jy daarvan getuig. Moet jy daarvan getuig. Johannes 1 vers 42 uit hierdie gedeelte sê vir ons, hy het eers sy broer Simon gekry, dit is Andreas, en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Hy het getuig daarvan. Andreas se getuienis is baie eenvoudig, baie elementêr, maar baie opreg. En ons sien ook sy hart in dit. Hy begin nie hier deur om Simon nou te probeer ooreed met 'n redenasie nie. Hy maak net 'n eenvoudige verklaring. Ons het die Messias gevind. Hy getuig op 'n eenvoudige manier. En dit is ook belangrik om te let daarop dat Johannes spesifiek noem dat Andreas eers sy broer gaan kry het. Getuienis begin baie naby aan ons. Dit begin by die mense wat jou ken, by die mense wat jou lewe elke dag sien. Mense wat jou woorde kan toets aan jou lewenswandel. Andreas hardloop nie eers na 'n groot skare mense toe en gaan vertel hulle van die Here Jesus nie. Hy gaan na sy broer toe. En dit laat my so dink aan die ryk man daar in Lukas 16 vers 27 en 28. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Die ryk man het besef dat sy broers die evangelie moet hoor, maar hy het dit te laat besef. Hy het te laat besef dat hy moet getuig. Hy het die waarheid geken, want hy het geweet dat die enigste manier om nie op te eindig waar hy is nie, is as sy broers die evangelie hoor en gered word. Maar verder sien ons ook dat Andreas se getuienis die gevolg was van 'n persoonlike ontmoeting met die Here Jesus. Andreas praat nie hier van 'n tweedehandse storieetjie wat hy nou maar gehoor het nie. Hy praat uit eerstehandse ervaring omdat hy self daar was. Hy het self die Here Jesus ontmoet. Dink aan iemand wat 'n goeie restaurant ontdek het. Niemand hoef vir daardie persoon te sê, jy moet nou vir almal gaan vertel van hierdie wonderlike restaurant wat jy nou gekry het nie. Niemand hoef dit vir hom te sê nie. Hy gaan self daarvan getuig. Hy gaan self mense daarvan vertel. Hoekom? Want hy was self daar gewees. Hy het dit self beleef. Hy sal sê, jy moet daar gaan eet. Dis die lekkerste kos wat ek in my lewe geëet het. Gaan soontoe. Omdat hy dit self ervaar het. Net so het Andreas nie 'n kursus oor getuienisse gaan loop nie. Niemand het hom gedwing om te getuig nie. Hy het iets gevind wat te goed was om oor stil te bly. En hy het daarvan getuig. Die Here Jesus, hy het die Messias gevind en hy kon nie stil bly nie. Jy sien, getuienis
is nie vir ons 'n ekstra opsie wat ons nou kan kies of keer soos wat ons wil nie. Dit is ook nie vir 'n paar ywerige Christene in die gemeente nie. Dit is 'n opdrag van die Here Jesus self. Nadat Jesus opgestaan het, voordat hy opgevaar het, sê hy nie, sommige van julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom nie. Nie sommige nie. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal my getuies wees. Hierdie woorde is vir al die Here Jesus se volgelinge, nie net vir 'n paar nie. Om 'n kind van God te wees, beteken om 'n getuie van die Here Jesus te wees. 'n Mens kan nie die een wees sonder die ander een nie. Dit gaan nie saam nie. Jy sien, as jy sê dat jy 'n kind van die Here is, sal jy natuurlike reaksie wees om te wil getuig. As jy Jesus gevind het, het hy u ook gestuur om te getuig. Baie mense dink getuienis is net vir die predikante of vir die sendelinge, of vir mense wat goed kan praat. Maar Andreas wys vir ons hier iets heeltemal anders. Hy was nie 'n openbare spreker of 'n goeie orator nie. Hy was net iemand wat Jesus gevind het en dit was genoeg gewees. Toe die Here Jesus sy disippels roep, staan daar, hulle was ongeleerde manne gewees. Dit was nie dokters, prokureurs van die samelewing nie. Dit was vissermanne wat die Here Jesus gebruik het. Getuienis vra nie 'n verhoog nie. Dit vra gehoorsaamheid. Om 'n getuie te wees beteken nie dat jy alles moet weet nie. Dit beteken nie dat jy nou elke vers op die punte van jou vingers moet ken nie. Maar dit beteken dat jy nie sal stil bly oor dit wat jy self ervaar het nie. Om ons persoonlike getuienis van redding te deel is ook 'n vorm van getuienis. Dit is wat dit is. Dit is om in u woorde en u persoonlike ervaring Jesus vir mense te wys. By die huis, by die werk, by die familie, by u vriende, oral waar God u plaas. Daar moet u 'n getuie vir die Here wees. As ons stil bly oor Christus, is dit nie omdat hy ons nie beveel het nie. Dis omdat ons nie gehoorsaam is nie. Hoor net gou snaaks klink die volgende stelling. As ons stil bly oor dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het, dan is ons eintlik skaam vir dit wat hy vir ons gedoen het. Jy sien, dit maak glad nie sin nie. Vra jouself vanaand die vraag, is ek skaam vir dit wat die Here Jesus vir my aan die kruis gedoen het? En as die antwoord nee is, waarom bly jy dan stil? Waarom? Jesus se opdrag is duidelik en dit geld nie net vir sekere mense nie. Dit geld vir elkeen wat hom werklik gevind het. Maar Andreas se getuienis het nie geëindig by hierdie woorde van getuienis nie. Maar dit het ook uitgeloop op 'n daad. Daarom is dit ook so dat wanneer jy Jesus vind, moet jy ander na Jesus toe bring. En dis wat ons hier sien. Johannes 1 vers 43 sê, en hy het hom na Jesus gelei. Andreas het sy broer Simon na Jesus gelei. Hy het nie maar net daarvan getuig nie, maar hy het spontaan hom na die Here Jesus toe geneem. Hy het gesê, kom, ek gaan wys jou. Kom, ek vat jou na die Here Jesus toe. En hier neem Andreas sy broer Simon persoonlik na die Here Jesus toe. Dit wys dat ware evangelisasie nie net oor woorde en oor praat gaan nie, maar ook oor begeleiding. Let daarop dat Andreas nie Simon probeer oorreed het met menslike woorde en vir hom nou eers 'n paar vereistes en 'n paar reëls nou gestel het en hom nou instruksies gegee het van wat hy nou moet doen en wat hy nou nie moet doen nie. Hy het geen druk op hom geplaas nie. Sy rol was eenvoudig: bring. En dit is baie opvallend, want Andreas bring Simon soos wat hy is. Hy probeer hom nie vooraf regmaak of hom nou vooraf verander in iemand anders wat hy nie eintlik is nie. Hy neem hom net so na die Here Jesus toe. Want dit is die Here wat mense se lewens verander, nie ons nie.
Dink aan iemand wat siek is en 'n dokter nodig het. Nou u kan vir hom sê van hierdie wonderlike dokter wat u nou onlangs ontdek het en hoeveel mense hierdie dokter nou al gehelp het en genees het. Maar op die einde van die dag help niks van dit as u hom nie na die dokter toe neem nie. Dis eers dan, wanneer hy daar by die dokter is, wanneer hy daar sit, dat hy genees kan word. Hy kan lekker by die huis sit en hoor van hierdie wonderlike dokter, maar dit gaan hom net mooi niks help nie. Hy moet na die dokter toe geneem word. Hier het Andreas nie vir Simon self probeer verander of regmaak nie, hy het hom net geneem na die een wat kan, naamlik die Here Jesus. Andreas se taak was slegs leiding. Hy het gesê, kom, ek gaan wys jou wie ons gevind het. Die skrif wys hier dat dit nie die mense taak is om vooraf mense te probeer verander nie, maar dit is Christus se taak. Die kind van God bring hulle na die Here Jesus toe en die Here Jesus doen die res. D.L. Moody het gesê, there is no better way to save souls than to take them to Jesus. Ek wil bysê, there is the only way to save souls is to bring them to Jesus. Dis die enigste manier. Ons kan nie mense wil verander of hulle nou kom red nie. Ons is net die instrument. Dit is presies wat ons dan nou hier sien. Andreas tree terug, maar Jesus tree vorentoe. Ek is baie seker dat u ken daardie Halleluja lied 234. Nou die koor van hierdie lied sê, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Ons ken hierdie woorde baie goed. En hierdie fokus van die lied is nie op sukses of op groot dade nie, maar op een eenvoudige saak. Het ek een siel na die Here Jesus toe geneem. Dis waar die lied gaan. Andreas het nie groot dinge gedoen nie. Hy het nie skares mense bereik nie. Hy het een mens na Jesus toe geneem en na Jesus toe gebring. Maar daardie een mens was Petrus. En hoe wonderlik het die Here Jesus nie later deur Petrus gewerk om duisende mense se siele te red, net hier, daar in Handelinge 2, waarvan ons lees nie. Die Here het vir Simon kragtadig gebruik, maar een man het hom na Jesus toe geneem. Liewe gemeente, ons moet besef dat ons elkeen eendag sal moet rekenskap gee vir of ons getrou was om mense na Jesus toe te lei of nie. Was ons getrou gewees om een siel by die Here Jesus uit te kry of nie? Die skrif bevestig hierdie waarheid as daar staan in Jakobus 5:20. Laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. Dit beteken nie dat ons die mense is, dat ons nou hierdie wonderlike kreature is wat harte verander nie. Dis nie ons nie, maar dit beteken dat God mense gebruik, wat bereid is om ander na hom toe te neem. Wat bereid is om deur hom gebruik te word as 'n instrument. Ek wil weer vir Charles Spurgeon aanhaal wat gesê het, if you have no wish to bring others to heaven, you are not going there yourself. Laat daardie woorde net insink. If you have no wish to bring others to heaven, you are not going there yourself. Weet u, dit vat nie so baie van ons nie. Een uitnodiging, een gesprek, een gebed saam met 'n persoon en een hand wat lei. Dis die minste wat ons kan doen vir die Here. Daar sterf ongeveer 63 miljoen mense jaarliks wêreldwyd. Dit is ongeveer 172.000 mense elke liewe dag. Ongeveer 7200 sterftes per uur, 120 mense per minuut en ongeveer 2 sterftes per sekond. Dit beteken dat terwyl ek hierdie statistiek vir u gelees het, reeds heelwat mense gesterf het. As u dink dit is skokkend, hoor hier. Van hierdie ongeveer 63 miljoen mense wat elke jaar sterf,
identifiseer net so wat 30% as Christene. Dit beteken dat meer as 40 miljoen mense sterf jaarliks sonder enige Christelike belydenis. En selfs onder hierdie mense wat nou sê dat hulle Christene is, waarsku die Here Jesus self dat nie almal aan hom behoort nie. So dit is, as ons dit nou in perspektief sit, is dit, as daar nou 10 mense hier sal wees, uit die wêreld uit, wat sê ek is 'n Christen, is dit so dat nie almal noodwendig wedergebore Christene is nie. Waarskynlik sal net 'n klein gedeelte regtig kan getuig hoe dat die Here hulle kom verlos het. Mense wat 'n ware sonde besef gehad het en wat besef dat die Here Jesus hulle kom red het. 'n klein persentasietjie. En u moet nie dink dat hierdie statistiek u gesin, u familie, u vriende, u kollegas uitsluit nie, want dit doen nie. Mense sterf daagliks om ons. Begin daar waar Christus u geplaas het. Mag dit nooit van ons waar wees dat ons eendag voor die Here Jesus moet staan en daardie woorde uiter, nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Wat 'n tragedie sal dit nie wees nie. Om voor 'n lewende God te staan in skaamte, met die wete wat hy alles vir ons aan die kruis gedoen het, en steeds weet ons het niks vir hom gedoen nie. Wat 'n tragedie. Maar ons kan mense wel bring, maar net Jesus kan hulle verander. En daarom sien ons in die laaste gedagte, wanneer jy Jesus vind, moet jy hom vertrou om mense te verander. En dis presies wat Andreas hier gedoen het. Johannes 1 vers 43b sê, toe kyk Jesus hom aan, dit is Petrus, en sê, jy is Simon, die seun van Jona, jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Nou alhoewel dit nou nie direk hier staan dat Andreas die Here Jesus vertrou het om vir Simon te verander nie, sien ons duidelik dat hy vir Andreas na Jesus toe geneem het en hy teruggestaan. Hy het toegelaat dat die Here sy doel en sy planne deur Simon verrig. Nadat Andreas sy broer na Jesus toe gebring het, skuif die fokus onmiddellik weg van Andreas na Christus toe. En iets wonderliks gebeur hier. Jesus sien nie net wie Simon is daar op daardie oomblik nie, maar hy sien ook wie hy sal word. Voordat Simon enigiets gedoen het, enigiets bewys het en enigiets gesê het, spreek die Here Jesus reeds sy nuwe identiteit aan. En dit is belangrik om te let dat die Here Jesus Simon se naam verander ook hier. 'n Naamsverandering in die Bybel was nie maar net 'n oppervlakkige gebeurtenis nie. Dit dui op 'n nuwe roeping, 'n nuwe identiteit en 'n nuwe rigting vir daardie persoon. Simon, wat baie bekend was as 'n wisselvallige en impulsiewe mens, word deur Jesus hier aangespreek as 'n rots, standvastig. Dit klink eintlik soos 'n teenstelling. Maar die teks wys dus dat ware verandering altyd by Jesus begin, nie by ons nie. Dis hoekom soveel mense se nuwejaarsvoornemens misluk. Want 'n nuwe begin is net 'n nuwe begin as dit by Christus begin. En dis wat baie mense nie verstaan nie. Dis nie mense wat ander verander nie, maar dis Christus wat deur sy woord mense nuut maak. Jesaja 36 vers 26 sê, en ek sal julle 'n hart gee, verskoon tog, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En hiermee voltooi Johannes die sirkel, want 'n ware ontmoeting met die Here Jesus eindig nie net by volgetuig en bring nie, maar dit lei tot 'n verandering wat net die Here Jesus kan doen. Daar is 2 groot foute wat baie gelowiges dikwels maak. Die eerste fout is dat hulle probeer om hulle self te verander, sonder om werklik onder die Here Jesus se heerskappy te wees. Baie mense wil beter wees, baie mense wil 'n nuwe begin hê, maar hulle wil nie buig voor die Here Jesus nie. Hulle wil verandering hê, maar sonder 'n oorgawe.
Jesus het Simon nie gevra om homself te verander nie. Ware verandering begin wanneer 'n mens juis ophou om jouself te probeer verander en oorgee aan die Here Jesus, dat hy beheer van u lewe neem. Dis wanneer verandering begin. Maar hoe lyk dit prakties in ons lewe? Dis om op te hou om jou sondes te verskoon of te regverdig. Dis om nie te sê, dit is maar net hoe ek is en dit is nou maar net hoe ek gaan wees nie. Maar dit is om jou lewe volkome oor te gee aan die Here Jesus, sodat hy u kan lei en u vorm na sy beeld. Romeine 12 vers 2 sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dis net die Here Jesus wat 'n mens verander, nie ons nie. Ons kan nie onsself wil verander nie. Maar tweedens is die fout wat baie gelowiges maak ook dat hulle probeer om ander mense te verander. Ons raak so gefrustreerd wanneer mense nie doen en lewe soos wat ons wil hê hulle moet doen en lewe nie. Laat ons eerder vir daardie mense bid en die Here vertrou om hulle te verander, eerder as om self te probeer om uit ons menslike kragte iemand anders nou te oortuig om nou beter te lewe of iets. Ons kan nie ons eie lewens verander nie, hoe wil ons nog ander mense se lewens verander? Laat ons eerder bid en hom vertrou as om op ons eie insig te staat te maak. Die Here Jesus is die een wat lewens verander, nie ons nie. Daarom sê Paulus in Filippense 1 vers 6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Wanneer Jesus werklik in 'n mens se lewe werk, bring hy nie net verandering nie, maar blywende verandering. Baie keer as ons dinge uit onsself wil doen, gaan dit goed vir 'n week, 2 weke miskien, en daarna is ons net weer terug waar ons voorheen was. Daardie nuwe Bybelprogram wat u nou so entoesiasties begin lees het die 1 Januarie, wat het gebeur? U sien, die Here Jesus bring blywende verandering. Dis hy wat in en deur ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Ons kan niks uit onsself uit doen, ons is so afhanklik van die Here. Maar ek sluit af. Andreas se lewe wys vir ons vanaand dat om Jesus te vind nie net by woorde eindig nie. Dis nie maar net leë woorde nie, maar dit verg beweging. Dit begin by 'n hart wat bereid is om Jesus te volg, maar dit bly nie daar nie. Dit word ook hoorbaar in ons getuienisse teenoor ander. Dit word sigbaar in ons aksies elke dag. En uiteindelik verander dit ook mense. Nie ons nie, maar die Here Jesus verander mense. Andreas het nie groot dinge probeer doen hier nie. Hy het net gehoorsaam gereageer op dit wat hy gevind het. En deur daardie eenvoudige gehoorsaamheid het mense by Jesus uitgekom. En Jesus het hulle verander. En mense is gered. Die vraag is nie meer, wat het Andreas gedoen nie? Maar die vraag is, wat gebeur in u hart? U kan vandag hoor van Jesus. U kan selfs baie van hom weet. Maar die vraag is, het u hom werklik gevind? As u Jesus gevind het, sal dit nie net bly by dit wat u sê nie, maar dit sal iets wees wat u lewe wys. U sal hom volg, selfs wanneer dit u iets kos. U sal nie stil bly oor hom nie. Dit sal u begeerte wees om ander ook by hom uit te kry en u sal erken dat dit net Jesus is wat mense se lewens kan verander. Wil u nie vanaand eerlik voor God stil word nie? Nie met verskonings nie, nie met uitstel nie, maar wil u nie vanaand die besluit maak en Jesus werklik volg nie? Nie net in u woorde nie, maar ook met u lewe. As u sê ja, ek wil, dan sal u natuurlik ook moet getuig van hom. U sal natuurlik ook mense na hom toe moet lei en u sal ook moet weet dat u nie mense kan verander nie, maar net Jesus. Moenie hierdie woord hoor en vanaand hier uitstap sonder enige reaksie nie. Moenie laat hierdie woord onveranderd by u, by die een oor en by die ander oor uitgaan nie. Die Here het vir ons 'n taak gegee
En wil U nie vanaand antwoord gee op dit wat die Here tot U hart gespreek het vanaand nie. Soek die Here vanaand in U binnekamer. Bid tot die Here en hy sal hom laat vind. Amen. Kom ons bid net so. Here, dit is so kosbaar om te weet dat as ons getuig dat ons U gevind het, dan sal dit sigbaar word in ons lewens. Here, dit is so hartseer, soveel mense is daar buite wat sê dat hulle Christen is, maar hulle lewens getuig glad nie daarvan nie. Soveel mense wat getuig dat hulle Christene is, lewe presies soos die wêreld. Daar's geen onderskeid meer nie. Hoeveel mense het nie al weggedraai van die kruis af, omdat hulle gesê het, as dit is hoe 'n Christen lewe, wil ek niks met die Here te doen nie. Ag Here, dit is ons gebed, dat U ons opnuut sal kom wakker skud, dat ons sal besef dat as ons sê dat ons Jesus gevind het, dat ons lewens sal oorgaan in aksie, dat mense dit sal kan raak sien, dat ons Jesus onvoorwaardelik sal volg, dat ons van U sal getuig daar waar ons is, daar waar U ons geplaas het. Here, maak ons monde oop, dat ons nie sal stil bly om die evangelie te deel met mense nie. Laat U woord ryklik deur ons vloei, soos 'n stroom, 'n suiwer stroom. Here, en mag dit werklik ook so wees dat ons mense na U toe bring, dat ons mense sal begelei na die kruis van Jesus toe, en dat ons dan sal terugstaan en U toelaat om mense se lewens te verander. Here, ons vertrou U daarvoor en vra dat U ook so in hierdie nuwe week dit 'n werklikheid sal maak in ons lewens. Help ons om daarna te streef en daar volgens ons lewe in te rig. Here, dankie vir U goedheid en U guns en U genade oor ons lewe, en dankie vir U woord wat so kosbaar is. Wees met ons vanaand op die pad huis toe asseblief, Here, en wees met ons in hierdie week wat ook voorlê. En Here, as dit U wil is, bring ons ook so volgende week hier by mekaar, tot eer van U kosbare naam. Amen. Ons kan nou hartlik staande saam sing weer die lied wat op die bord gaan verskyn, en ons sing dit dan met volle bors. Baie dankie vir U liefde en U hartlikheid, en ons waardeer ook U gasvryheid. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.